Goeiemôre julle wonderlike mense. Een ding moet ek julle sê, vandag is ek 'n absolute wrak soos ek hier sit. Op my senuwees. Maar vandag verwelkom ons die lewende legende, homself Rian Krewag in die ateljee. Het sy pas sy 80ste verjaarsdag gevier. Rian, goeiemôre, baie welkom. Môre Dawie, ek dog dis net 79 plus 1. 79 plus 1. Ja. Maar ek is nou hier by senuwees, nou moet ek seker maak ek doen alles reg en ek weet nie eintlik hoe om dit te doen nie, maar Jy baie kan net maar doen soos jy wil. Ek is nie jou baas nie. Maar hier is een van my baas wat ek jou voorstel en dan. Charlene, selfs jy moet 'n bietjie meer professioneel wees vanoggend. Ek het my bril opgesit dat ek daarom net 'n bietjie ernstiger lyk en weer na 'n nuusleser. Rian, baie welkom. Dit is 'n wonderlike voorreg om jou hier in die ateljee te hê. Dankie, Charlene. Rian is natuurlik 'n veteraan in die uitsaaiwese en vier ook vanjaar al 60 jaar in die bedryf. Vandag het ons weer 'n lekker vol program met 'n groot winskoop in die sakewinkel. Corlie se mooi bitterlekker leervoorskoot is te koop en ons gee 'n groot prys weg. Ek gesels ook met 'n paar sterk sakevroue. En jy het besluit om weer te kom werk vir 'n slag. Ja, ag jy weet, iemand moet nou maar. Ek is bly die plek staan nog. Jy weet, maar dit is vir my baie lekker om terug te wees. Charlene, ek het julle gemis. Ons het vandag 'n saak gefokus oor aftrede, iets wat Rian Krewag beslis nog nie gedoen het nie, want hy bied steeds met 'n huppel in die stap aan op Kyknet. Hier kuier ook 'n paar ander sakemense in die ateljee om oor hulle ondernemings te kom gesels. Ja, van die minder professionele na die meer professionele. Corlie, ek hoop jy gaan vir ons iets lekkers maak vanoggend. Sjoe, môre David, wat soek jy? Nou toe ek hoor Rian het pas sy verjaarsdag gevier, kon ek nie anders nie as om vandag die klassieke swartwoudkoek in my resepteboek te maak. Nou ons vier ook steeds Pinotage se 100ste verjaarsdag, so vandag se wyn is die Granshurst Pinotage 2012. Nou 'n volronde ryk wyn wat perfek pas by hierdie ikoniese koek. Maar eers oor na die weervoorspelling wat opgeneem is deur die professionele Annika en daarna landbousake met Laveld Agrochem. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hierdie naweek word daar verspreide donderbuie oor Suid-Afrika verwag. So vir Saterdag sien ons dat die donderstorms ontwikkel in die weste van die land en dan beweeg na sentraal Suid-Afrika. Daar waar die blou kleurskakering is, verwag ons donderbuie. Dit is ook warm oor ons binneland en baie warm in die Laagveld en ook in Namibië. Misreën word verwag langs die suidkus en dan buie, soos wat ons kan sien deur die loop van Sondagoggend nog. Dit is nou oor sentraal Suid-Afrika en dan vir Sondagoggend en middag verwag ons nou meer die donderstorms op die Hoëveld en ook in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Reën word ook nou weer eens verwag langs die Suid-Kaapse kus, terwyl dit matig tot warm gaan wees oor die land. 28 in Johannesburg met 'n 30% kans vir donderbuie en 'n 20% kans vir donderstorms in Mbombela. Vir Sondag dan 28 in Potchefstroom met 'n 10% kans vir reën wat daar kan voorkom. Vir Saterdag ook 'n paar reënbuie in die Vrystaat en dan ook rondom Kokstad en vir Sondag sien ons dan dat die donderstorms KwaZulu-Natal ook bereik met dan 'n 60 tot 80% kans vir donderbuie in die provinsie met 'n 24 temperatuur maksimum in Pietermaritzburg. Vir Saterdag in die Oos-Kaap sien ons ook donderbuie wat verwag word, Kraddock met 'n maksimum van 30, Graafrenet met 29 en dan laat die aand kan enkele donderbuie ook die ooste van die Oos-Kaapse kus bereik, maar Sondag sien ons dan dat daar 'n groter kans vir reën en donderbuie in die provinsie is. Vir Saterdag in die Wes-Kaap 'n lieflike 22 in Kaapstad, enkele donderstorms wat ook rondom Beaufort Wes kan voorkom en dan vir Sondag daardie reën rondom die George omgewing in die tuinroete. Appington en Kimberley sowel as Keetmanshoop kan ook donderstorms verwag vir Saterdag en dan ook enkele reënbuie wat kan voorkom rondom Springbok en Lourdes. Maar Sondag klaar dit op in hierdie streek en dan verwag ons sonskyn weer en warm toestande. Ook warm weer vir Maandag oor sentraal Suid-Afrika, enkele donderbuie wat nou kan voorkom in die Wes-Kaap waar dit 'n bietjie koeler langs die kus gaan wees en enkele donderbuie ook langs die oostelike plateaurand. Vir Dinsdagoggend mistigheid langs die Weskus met reën wat nou rondom Kaapstad verwag word en ook enkele reënbuie in die Oos-Kaap rondom Port Elizabeth of Gqeberha. Vir Dinsdagmiddag is dit nou matig tot warm in Suid-Afrika, koeler in die suidweste en dan enkele donderstorms wat weer eens in Noordwes en die Vrystaat kan voorkom, sowel as op die oostelike plateaurand.
Vir maandagooggend is jou temperature so rondom 14-15 grade Celsius in Gauteng en dan vir maandagmiddag kyk ons na 'n maksimum van 33 in Appington en ook so in Kimberley en 31 wat ons in Bloemfontein verwag. Vir Dinsdagoggend 'n temperatuur van 21 langs die ooskus van Suid-Afrika, 15 in Bredasdorp en Kaapstad en dan vir Dinsdagmiddag is dit nou koeler in die suidweste en baie warm in die Laagveld met temperature daar in die middel 30s. Wat die wind betref, 'n matige noordwestewind oor sentraal Suid-Afrika met 'n matige suidwestewind langs ons ooskus en 'n fris suidoostewind vir Saterdag wat dan 'n matige suidoostewind teen Sondag word. Ook 'n matige suide tot suidoostewind langs ons ooskus met 'n matige noordwestewind in Noordwes en die Vrystaat. Dit is jou weer vir eers. Ek sit weer 'n opdatering op Woensdag op sosiale media. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Die trekboer was tweede hier. So ook die verkenner. Die jagter. Almal wat hier verby is. Die swervers. Die digters. Die dromers. Almal het gekom. 'n Wyle vertoef en gegaan. Maar hy wat eerste was, het aan almal wat gebly het, die rykdom van herkoms gegee. Die geroepenis had op laas al bestemming bereik. Die trekboere het ophou trek. Die nomaat met sy hybridiese woordeskat het eindelik thuis gekom. In Hollands, Frans, Khoisan, met twee belangrike woorde, kon die mense van die grond antwoorde kry. Pizza, Marisa. Dingamasa. Alsjeblieft en dankjewel. Ngiyacela kwaye inkosi. S'il te plaît et merci. Kakopo. Ke a leboha. Please and thank you. Asseblief en dankie. Die landskap het plaas geword. Party plase het dorpe geword. Stede selfs. Maar baie van hulle wat eers later gekom het gaandeweg vergeet. Hulle het vergeet om te onthou. Om te onthou hoe alles begin het. Om te onthou is die grootste ding. Want te midde en ten spyte van ons tegnologies gevorderde wêreld, met al sy spanning en uitdagings, durf ons nooit vergeet dat ons nie op eie krag kan wortel skiet en gedei nie. En ons moet in daardie gees leef en werk, saam. Ons verskille ten spyt. Ons moet mekaar in gedagte hou en met 'n oop hand lewe. Dit is immers die heel beste manier om erkenning te gee aan hom wat eerste hier was. Om as het ware te sê, asseblief en dankie. Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Nou die woord ikoon word soms los en vas gebruik, te vrygewig dink ek, maar niemand gaan my kwaadlik neem as ek sê hier sit vandag 'n ikoon op die geel bank nie. Rian Kruiwagen, baie welkom, wat 'n groot voorreg.
Baie dankie, ek mag jou dalk kwaadlik neem. Ek beskou myself nie as 'n ikoon nie. Is dit so? Maar 60 jaar in die bedryf en jy weet, terwyl jy hier gesit het ook en hoeveel mense op die vloer selfs vir jou kom sê dat hulle dalk voorheen saam met jou gewerk het of jou beskou as die grootvader van die uitsaaiwese. Dit moet tog iets vir jou beteken. Kyk, ek het die voorreg gehad om in 1965 te begin uitsaai, toe ek 'n student op Stellenbosch was. Maar ek het toe reeds geleer hoe om uit te saai, hoe om voor 'n mikrofoon te praat, hoe om ateljeerdissipline te benut. En dit het by my inslag gevind met die gevolg dat daar verskeie mense is wat vir my sê, jy weet, praat jy nou maar altyd so, of is jy so gebore, of is jy so geleer, of hoe werk dit? Dan sê ek vir mense, jy weet, professor Johan Kombrink het ons destyds geleer, elke mens praat soos hy gebek is. Ja. En ek is nou maar gebek om op hierdie manier te praat. Ek het geleer in die uitsaaiwese toe ek nog 'n jongeling was, aan die voete van ware Gamaliels, groot uitsaaiers, mense soos Nick Swanepoel, Nick de Jager, Kobus Robinson, Jan Snyman, Retief Uys, Pieter de Bruin, Gerard Verweer, al daardie mense, jy kan 'n hele rits opnoem, ons was kollegas. En ek het baie by hulle geleer. En ek beskou myself nie as enigstens uitsonderlik nie. Al wat ek in die afgelope 60 jaar gedoen het, met my gebekte Afrikaans en al, is net om my werk na my beste vermoë te doen. Ja. En dit is die einde van die storie. En wonderlike werk wat jy gedoen het, want jy het soveel mense, jong uitsaaiers, aspirant uitsaaiers, het jy inspireer. Maar ek wonder tog, hoe klink Rian Kruiwagen as hy kwaad is, of as hy effens driftig oor iets praat? Ek dink jy sal my vrou moet vra. Vloek jy ooit? Ek probeer om nie te vloek nie. Ek is grootgemaak in 'n huis waar daar nooit gevloek is nie. Ek dink die ergste kragwoord wat ooit in die huis gebruik is waarin ek groot geword het, was my magtie. Dit was omtrent dit, ja. Dit was dit. Jy het begin as nuusleser in radio en toe later televisie. Die verskil tussen die twee mediums vir jou, en watter een het jy die meeste geniet? Weet jy, dit is soos wanneer jy appels en blomkool met mekaar wil vergelyk, as jy van albei hou. Elkeen het sy eie eienskappe en elkeen is aangenaam. Ek was verskriklik gelukkig by die radio, die eerste 10 jaar van my beroepslewe, tot 1975. En daar het ek regtig al die beginsels van uitsaai geleer. Jy weet, destyds as radioomroeper moes 'n mens leer om nie net die nuus aan te bied nie, jy moes ook gespreksprogramme kon lei, jy moes musiekprogramme aanbied, sowel klassieke musiek as ligte musiek. Jy moes hoorbeelde kon saamstel, 'n duisternisprogramme. En dit het 'n mens nogal voorberei vir die koms van televisie. Ja. Wat my toe nou half onverhoeds gevang het in 1974, toe ek televisie toe geskuif het. Maar gelukkig het jy daai geleentheid met albei hande aangegryp. Ons gaan nou verder gesels. Corlie begin nou met daardie sjokoladekoek wat sy spesiaal vandag vir Rian gemaak het. Lekker. Die Grangehurst Pinotage 2012 kan tot 20 jaar verouder word en kom tot sy volle reg saam met geregte soos geroosterde tuna, bobotie of springbokpastei. Nou die koek is regtig flopvry. 'n Resep wat jy vooraf kan bak en in die vrieskas hou vir daardie onbeplande koekoomblik of wanneer jy op 'n kort kennisgewing iets indrukwekkends aan mekaar moet slaan. Nou hierdie is beslis my go-to koekresep of sjokoladekoekresep en binne 'n japtrap het jy 'n pragtige feestelike koek vir jou gaste. Nou ek het die koek reeds vooraf gebak. Hy staan hier langs my en ek het dit dan nou net in dunner laag gesny. Ek gaan jou 'n bietjie later meer daaroor vertel. Nou die ander elemente wat jy nodig het is natuurlik 'n kersiekompot, 'n geklopte room en vars bessies en sjokoladestukkies vir die versiering bo op die koek. Nou die kersiekompot maak jy met geblikte of bevrore kersies, 'n bietjie suiker, mielieblom en natuurlik 'n knertsie pinotage. Nou vir daardie ekstra diepte en geur. Nou kom ek wys en vertel jou gou-gou. So hier het ek reeds my geblikte kersies uitgegooi en jy hou so 'n halwe koppie of 'n kwart koppie van daai sap wat binne in die blikkie is agter. Hier het ek daai knertsie pinotage en dan mielieblom
en suiker kan jy sommer dan nou in hierdie ingooi. En dan al wat jy nou doen, roer dit net sodat dit oplos. Jy weet daai mielieblom vat net so oombliekie. Hy voel of hy nie wil oplos nie en dan ewe skielik dan raak hy net soos die vloeistof. Nou al wat jy dan nou doen is jy gooi hierdie binne in 'n pot en dan hierdie gooi jy daar binne in. Nou jy kan nou sien hoe mooi lyk dit. En soos jy hom nou vir 10 minute, ek sal sê so 8-10 minute, gaan jy hom nou net so hou en terwyl jy besig is, gaan jy hom lekker roer en dan gaan hy half so 'n deurskynende kleur word, rooi deurskynende kleur en dan gaan hy nou op die ou end so lyk. So hy verdik dan nou lekker. Nou die vloeistof sal dan nou mooi verdik soos ek gesê het. Jy laat dit afkoel tot kamertemperatuur voordat jy dit op die koek moet gebruik, anders te smel die room. En nou ek sit myne soms so rukkie in die yskas om net vinniger af te koel. Nou jy kan dit ook vooraf maak en vries, dit hou uitstekend in die vrieskas. En nou sodra ek later terug is, begin ons die koek aan mekaar sit. Charlene en Rian Kruiwagen gaan gesels nou eers bietjie verder. Ek gesels verder met ons wonderlike gas, Rian Kruiwagen. Rian, weet jy hoeveel nuusbulletins jy in jou lewe gelees het? Seker oor duisende. Ja, Charlene, ek is een van daardie mense wat hou daarvan om omroeproosters en die tipe dinge te bære. Nooit. Net om te kan terugverwys. Ja. En ek het uitgewerk dat ek op die SAIK wat radio en televisie betref en dan ook by Kyknet, weet met dagbreek en Kyknet verslag destyds, altesaam so ongeveer 10.000 nuusbulletins. Liewe aarde. Ja. Is daar een van hulle wat vir jou uitstaan? Dit is so 'n heerlike onregverdige vraag om vir mense te vra, maar dan moes tog iewers 'n storie gewees het wat jou of aan die hart gegryp het of iets wat jou uitgedaag het. Daar is elke dag in elke nuusbulletin 'n berig wat 'n mens uitdaag of wat jou aan die hart gryp. Dis baie moeilik om een uit te sonder, maar as 'n mens dink aan nuushoogtepunte van die verlede, byvoorbeeld die Waarheid en Versoeningskommissie se sittings en die hartseer oomblikke wat biskop Desmond Tutu voor die kamera beleef het met sy getuienislewering, die skade wat aangerig is deur die groot tsunami in Suidoos-Asië. As jy dink aan die Al-Qaeda aanval op die Verenigde State aan die begin van die eeu, is dit alles geweldige groot nuusgebeure wat die nuusbulletins van daardie tyd oorheers het. En so is daar elke dag belangrike nuus. So ek kan nie sê die een nuusbulletin is vir my belangriker as die ander een nie. Maar die laaste bulletin wat jy gelees het saam met jou TV-vrou Marietta Kreer, kan jy dit onthou? Ja. Kyk, ek en Marietta het omtrent 9 jaar lank, dink ek, saam die nuus aangebied. En dit was elke keer 'n hoogtepunt om saam met haar aan te bied, want jy weet nooit wat om te verwag. Hoe is dit? Is hy stout? Nee, ons het net verskriklik gelag en pret gemaak voor die tyd. En sy het byvoorbeeld, sy spot met haarself daaroor. Sy kon nie die naam ek dink dit was Djokovic of een van daardie name. Novak Djokovic, die tennisspeler. Ja. Kon sy nie mooi sê nie. En dan het sy die berig gekry waarin dit voorkom, en dan lees sy die woord halfpad, sê sy Djoko, en dan sê ek Witch. Of iets van die aard, ek kan nie meer die presiese woord onthou nie. Ja. So het ons mekaar aangevul, jy weet, opstel, die een het geweet hoe die ander een dink, en ons kon mekaar baie goed verstaan. Rian, jy's nou klaar met nuus en aktualiteit, jy bied nou 'n leefstylprogram aan, maar jy's grootliks weg van die kameras en die TV. Waarin vind jy nou betekenis en punt jy nou genot? Ek put baie genot uit lees. Ek het 'n groot boekery
En uiteindelik kom ek nou uit by die boeke wat ek jare lank al wou lees, maar nog nie gelees het nie. Dan is daar nuwe boeke wat op die toneel verskyn. Ek is een van daardie mense wat nie vreeslik aanklank vind by digitale lees nie. Soos die koerant byvoorbeeld. Ek is bitter hartseer oor die sluiting van die Afrikaanse koerante, want dit is vir my heerlik om in die oggend my koppie koffie te sit en geniet en die koerant oop te vou en te lees. En ek het altyd gesê, as ek die dag my koerant klaar gelees het, moet my vingers vol drukkersink wees. So ek vind baie genot uit lees en baie plesier ook uit musiek. Ek het 'n baie groot musiekversameling, plate en CD's. Ek het my plate almal stelselmatig oorgeplaas op CD. So dit hou my besig en knutsel in die tuin, doen in die huis wat nodig is om te doen. En jy weet, ek sê altyd 'n uitsaaier tree nooit af nie. Hulle doof ons uit, ja, maar ons tree nie af nie. En wanneer daar dingetjies opduik, dan spring 'n mens in en jy gryp dit aan en jy saai maar weer uit en jy bied 'n program aan, al is dit nou 'n korporatiewe video of 'n reklame video of wat ook al, dit hou 'n mens aan die gang. Nou ons is baie dankbaar dat jy vanoggend ingespring het en tot op ons geelbank gespring het om met ons te kom gesels. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier saam met jou te kon kuier. En weet jy, soos die koerant nou sy afdrukke dalk op jou gelaat het op jou vingers, so het jy ook jou afdrukke gemaak op so baie mense se lewens en ons sê vir jou baie dankie daarvoor. Baie dankie, Charlene. Leon gesels ook later met Rian, maar eers is hy op sy pos met die sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by vandag se Sake Fokus oor aftrede. En ons wys julle 'n hele paar produkte en dienste wat 'n mens tydens jou aftreejaar mag nodig kry. Een daarvan is Sea Dream Mobility en ons kyk nou daarna, sowel as 'n mooi aftreeoord in die Bosveld, Kokanje. En daarna gesels ek met die mense van daar. Sea Dream Mobility verkoop mobiele skooters, elektriese rolstoele en ander mediese produkte direk aan die publiek teen onverbeterlike groothandelpryse. Sea Dream is 'n toonaangewende internasionale handelsmerk teen die beste prys en naverkope ondersteuning wat gewaarborg is met elke aankoop. Hierdie produkte is 'n wonderlike alternatief vir die handhawing van 'n mate van onafhanklikheid en vryheid om rond te beweeg. Sea Dream is 'n ISO 9001 geregistreerde vervaardiger, 'n bewys van hulle toewyding aan kwaliteit en konsekwentheid sodat jy weer jou vryheid van beweging kan herwin. Hulle is trots op hulle puik nasorgdiens en maak voortdurend seker dat hulle 'n genoegsame voorraad onderdele het om herstelwerk vinnig te kan doen. En onthou, hulle verkoop groothandel aan die publiek. Jy betaal dus aansienlik minder vir enige produk wat jy sou betaal het by 'n gewone handelaar. Sea Dream Mobility. Hulle oorkom nie net uitdagings nie, hulle transformeer lewens. Kokanje aftreeoord 3 km buite Nylstroom word vanjaar al 40. Dis nie net die mooiste Bosveldparadys nie, jy leef omring deur die natuur met wilde diere en vriendelike mense. Kokanje skep verder ook tonne geleenthede vir hulle inwoners met 28 klubs om by in te val. Hier gaan sit jy nie net op jou stoep nie, jy bly aktief vir 'n gesonde aftrede. Kokanje is seker die beste waarde vir geld aftreeoord in die Bosveld. Vir minder as R6.000 per maand kry 2 persone 5 etes per week in die eetsaal. Gras word gesny en tuine netjies gehou. Alle instandhouding word gratis gedoen. Hier is 'n topklas verswakte sorgeenheid en tuisondersteuningsdienste is ook by jou heffing ingesluit. By Kokanje aftreeoord is daar 'n groot gevoel van omgee en liefde vir mekaar. Dis werklik 'n klein dorpie op sy eie, pragtig geleë in die mooiste deel van ons Bosveld. Kontak hulle vandag nog of besoek die webwerf vir meer inligting. Ook al ou bekendes hier by ons, Andries Versaghe en Anina Sauerman van Kokanje aftreeoord. Goeiemôre. Goeiemôre Leon. Baie lekker om julle weer hier te hê. Anina, kom ons begin by jou. Wat is Kokanje en waar is julle geleë? Leon, Kokanje is die beste waarde vir geld aftreeoord in ons land. So as jy op soek is na 'n aftreeoord wat letterlik al die boksies tik, is dit Kokanje.
Dit klink vir my na 'n lekker plek. Ja, kan ek nou al gaan? Ek Jy's 'n bietjie jonk hoor. Okay, nee, goed. Andries, ekskuus, maak gerus klaar. Ons is gelees so 3 km buite Modimolle op die Valwaterpad in die mooie Bosveld. Lieflik. Andries, hoe lank bestaan Kokanje? Leon, Kokanje vier hierdie jaar, inteendeel sommer nou hier in Oktober sy 40ste bestaanjaar. Wow. So oor die afgelope 4 dekades was Kokanje 'n toonaangewende aftreeoord in Suid-Afrika en waar wil jy nou 'n beter getuieskrif as dit kry? Absoluut. Jy weet jy kan by al die aftreeoorde in die land gewees het, maar as jy nog nie by Kokanje besoek afgelê het nie, dan is daar 'n gaping in jou opvoeding. Ek hou daarvan. Ek hou van my selfvertroue, Andries. Anina, vertel 'n bietjie meer van die proses as iemand nou op daai ouderdom is en jy begin nou in daai tipe ding belangstel, vertel vir ons asseblief. Ja. So persone wat belangstel kan ons gerus 'n lytjie gee en 'n afspraak maak. Kontak ons en ons wil regtig vandag mense uitnooi om by ons te kom kuier. Weet, mense moet daar wees en vir jouself kom beleef wat ons het om te bied. Ons wys al die verskillende tipe eenhede wat ons het. Ons wys die modernisering wat ons doen. Ons vat jou deur die versorgingseenheid, die eetsale, kombuis en maak dit sommer 'n lekker uitstap, jy weet, vir die dag. Ons is uur en 'n half van Pretoria af, so doen dit sommer 'n outing en kom kuier by ons hier. Wie wil nou nie in daai rigting ingaan nie? Andries, nou benewens die pragt van die natuur daar en so, wat bied Kokanje alles? Kokanje bied gemoedsrus in aktiewe aftrede. So oor die afgelope 40 jaar het ons fasiliteite so ontwikkel om juist dit te ondersteun. Ons het 'n ten volle toegeruste versorgingseenheid, eksklusief net vir die lede van Kokanje. Ons bied ondersteuningsdienste by die huis. Ons het 'n industriële kombuis wat elke middagete aanbied, ingesluit by jou heffing. Ons doen instandhouding binne en buite jou eenheid, ook ingesluit by jou heffing. En dan is daar ander fasiliteite, soos ons het 'n saal waar daar kulturele aktiwiteite aangebied word. Ons het 'n sportsaal waar daar goed soos tafeltennis en pleinbal aangebied word. Ons het 'n winkeltjie, haarsalon, skoonheidssalon, 'n dokter op die oord. Ons het tennisbaan, 'n rolbalbaan, jeukskeibaan. So basies alles wat jy nodig het is daar. En ek moet tog net nie die biblioteek vergeet nie. Ek dink Rian sal dit geniet daar. Dit is baie waar en baie belangrik. Andries, wat is die impak van 'n plattelandse omgewing op julle aftreeoord? Die platteland bied vir 'n afgetrede persoon die vrymoedigheid om bietjie langer onafhanklik te leef en dis by ons ook so. Sure. Alhoewel ons ervaar dat die platteland in ander dele in die land redelik agteruit gaan, is in Heilstroom en Modimolle nie die geval nie. Die behou daar is baie goed in terme van munisipale dienste en Kokanje wat net buite Modimolle sit, het goed daarin geslaag om hierdie dienste tot op 'n ander vlak te neem binne in die oord, aangesien goed soos ons elektriese netwerk, water, riool ensovoorts interne netwerke is. Dis fantasties. Anina, as mense wil met julle in verbinding tree, hoe maak hulle? Ek is seker hulle gaan die besonderhede op die skerm ook kry, so hulle is baie welkom om ons net 'n lytjie te gee of 'n e-pos te stuur. Hulle kan vir my of vir Santi Strydom kontak en ons is gereed om hulle te help in die hele proses te neem. Lieflik. Ek dink ek moet ook sommer net bietjie daar by julle kom kuier. Jy moet gerus. Andries Versaghi, Anina Sauerman van Kokanje Aftreeoord, baie dankie dat julle draai kom maak het. Dankie. Nou ons kyk nou na Kind to Hearing en Heartland Lifestyle Estate in ons aftree sake fokus. Kind to Hearing bied 'n wye reeks dienste aan en is bekend vir hulle uitsonderlike kliëntediens. Elke gehoorreis is uniek en hulle pas die oplossings dienooreenkomstig aan om kliënte te help om die geluide wat vir hulle saak maak weer te ontdek. Hulle heg waarde aan langtermynverhoudings. Kind to Hearing doen gehoorsiftings, diagnostiese gehoortoetse en onderhou en herstel gehoorapparate. Hulle verkoop gehoorapparate vir unieke behoeftes en verskaf gehoorbeskerming en gehoorapparaatbatterye. Kind to Hearing lewer dienste by 25 praktyke landwyd en doen boonop daaglikse mobiele tuisbesoeke soos by ouer tuise om toeganklikheid te verhoog. Hulle lewer nou selfs ook virtuele gehoordienste of teleaudiologie. Kontak hulle gerus om meer uit te vind. Welkom by Heartland Lifestyle Estate in die hartjie van die Kaapse tuinroete. Hier kombineer hulle buitelewe met moderne geriewe, gemeenskap met stilte en avontuur met rus. Heartland Aftreeoord het pas 'n splinternuwe fase aftreeeenhede vrygestel. Met lae onderhoud wonings, 24/7 sekuriteit en toegang tot mediese personeel, is jy vry om die volgende hoofstuk van jou lewe te kom geniet. Maar hier is veel meer as net nuwe huise.
Vroeg 2027 open 'n volwaardige lewenstylsentrum wat 'n verswakte sorgeenheid en 'n topgehalte geheuesorgsentrum insluit. In vennootskap met Care Vita bied hulle versorging aan die hele persoon, fisies, emosioneel en sosiaal. Die wêreldklas aftreeoord vorm deel van die groter Hartland Lifestyle Estate wat voltitel wonings, die gewilde Fynbosheuvels deeltitel en die stylvolle en bekostigbare Klein Karoo plot en plan eenhede insluit. Met reeds meer as 500 gelukkige inwoners is dit nie net 'n blyplek nie. Dis 'n uitsonderlike leefstyl. Besoek gerus hulle konsultante 7 dae 'n week. 'n Volledig geïntegreerde lewe wag vir jou by Hartland Lifestyle Estate. Sulke mooi aftreeoorde, dit laat my ook sommer uitsien. Ons kyk nou vir oulaas na nog 3 besighede wat 'n mens goed tydens jou goue jare kan gebruik wanneer jy die tyd het om die dinge te doen wat vir jou lekker is. En daarna gee Dawie vir ons die gebruikelike ekonomiese nuus. Conqueror Off-Road Campers is seker Suid-Afrika se bekendste naam in die boskampbedryf. Die Wes-Kaap handelaar het die groen lig vanaf Conqueror hoofkantoor gekry en is in September 2023 deur die eienaar in 'n ou wynkelder in die Parel bekend gestel. Conqueror Wes-Kaap spesialiseer in die verkoop van nuwe en gebruikte Conqueror Bos sleepwaens met 'n ervare dienssentrum en werkswinkel vir meganiese herstelwerk en elektriese installasies op die eenhede, wat natuurlik ook veilige sleeptoestande verseker. Hulle het onlangs ook 'n industriële tent- en seilafdeling oopgemaak wat verskeie items van seilmateriaal maak, insluitend tente, tentkantseile, afdakke en soveel meer. Hier is ook 'n klein kampwinkel wat verskeie kamptoerusting en al jou Conqueror benodighede en extras verskaf. Conqueror Wes-Kaap. Hulle spesialiseer in kwaliteit gesinstyd, goeie herinneringe, lekker vakansies en die vermoë om 'n sleepwaan na Afrika se mooiste plekke te kan neem. Featherwood Aftree Landgoed in Pretoria Oos is 'n aftreeontwikkeling met gerieflike wooneenhede, asook bystandverpleging vir die versorging van verswakte ouer persone. Hulle verskaf ook luukse bystandversorging wooneenhede wat dan met toewyding en deernis na die ouer persoon omgesien word. Featherwood Aftree Landgoed, 'n reeds gevestigde aftreeontwikkeling met alle versorgingsdienste en fasiliteite wat ten volle operasioneel is. Herwin jou vryheid en onafhanklikheid met SA Scooter Shop. Of jy nou net in die huis wil rondbeweeg, deur die lughawe wil ry of inkopies doen, dit pas maklik in jou kattebak, binne of buite. Hulle het net die skooter vir jou. Kies die kragtige iGo Companion, die handige iGo Zippy of die ultraligte Easy Chair, perfek vir elke leefstyl. Met maklike huur om te besit betalings, mediese fondseise wat namens jou hanteer word en 'n leeftyd waarborg, ry jy met gemoedsrus. SA Scooter Shop, jou betroubare mobiliteitsvernoot sedert 2007. Bel vandag nog en geniet 'n gratis toetsrit in die gemak van jou eie huis. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Nou die afgelope week, toe sien ek nou in die koerant toe wys hulle nou van hierdie ouens wat nou na bewering hulle vingers so 'n bietjie op die verkeerde plekke gehad het en hierdie reusagtige bedrag geld nou bekom het, en met hierdie groot bedrag geld wat hulle op die verkeerde maniere bekom het, het hulle vir hulle die grand karre gaan koop en die groot huise gaan koop en sulke goeders. Toe sit ek nou 'n klomp dinge en dink, net so te loops, hierdie so half tong in die kies, so moet dit ook glad nie as finansiële advies beskou nie, hoor. Ek het maar net gewonder. As ek nou op 'n of ander manier, op die verkeerde manier, 'n paar 100 miljoen rand in my rekening kry, wat gaan ek daarmee doen? Wat kan ek daarmee doen om dit weg te steek, byvoorbeeld? Nou, een van die eerste dinge wat jy sekerlik nie moet doen nie. Jy gaan koop nie 'n vreeslike groot plat kar nie of 'n klomp van hulle nie. Jy gaan koop nie vir jou vreeslike groot huis nie, want dit is mos nou soos om jou hand op te steek en sê kyk hierso na my. Jy trek hopeloos te veel aandag. En wat vir my nou nogal vreemd is dat SARS het nie hierdie goeders
raak gesien nie. En ons het nie 'n optrede van SARS se kant af gesien nie, waarvan ek in elk geval weet nie. So hoekom het jy 'n invorderingsdiens nie op die een of ander manier al reeds begin vra hierso nie. Maar een van die groot dinge wat jy verkeerd doen, is sekerlik om dit so opsigtelik te maak dat jy eweslik toegang het tot 'n hele klompie geld. Maar hoe gaan mense nou te werk as jy nou 'n klomp geld het en jy wil op die een of ander manier wegsteek? En die kort antwoord is ek weet nie eintlik daar's nie eintlik baie maklike maniere nie. Om my geld in kontant te hou is nie 'n slim plan nie. Banke gaan in elk geval nie vir jou kontant gee nie. En om die geld te was, die kontant te was is ook baie moeilik. Jy moet in een of ander kontant bedryf ingaan en dan op daai manier probeer om die geld te gaan was. Jy kan stuk van die geld oorplaas internasionaal. Jy word toegelaat om 'n sekere bedrag oor te plaas, maar ook nie so baie nie. As ons praat van honderde miljoene rande, gaan dit vir jou verskriklik lank vat om hierdie geld oor te plaas. Die maklikste manier wat ek kan dink om 'n klomp geld skielik weg te steek, is om na een of ander platform toe te gaan en een of ander kriptogeld eenheid daarmee te koop, soos Bitcoin byvoorbeeld, en dit om te skakel miskien na 'n ander kriptogeld eenheid toe en uiteindelik daai geld dan nou ergens anders in die wêreld op 'n of ander manier weer in 'n bankrekening te kry. Maar dit is ook nie maklik om dit te doen nie. So dit lyk my om 'n vreeslike klomp geld te hê is eintlik 'n baie groot probleem, veral as hierdie geld op 'n onregmatige wyse bekom het. Hierna nuus sake en ek vandag gesels ek met James Kemp van Pretoria FM. En ons nuuspersoon van die week is James Kemp. James, goeiemôre, baie welkom by jou. Daar wees 'n voorreg, dankie. Weet jy, ek het nou gesê, weet as mense so klomp geld in die rekening het, wat doen jy daarmee? Ek kry nog 'n kind. Dis 'n manier om vir die geld te haal. Dis twee groot stories wat vir my uitgestaan het. Die een, dis 'n internasionale storie, maar ek dink dit is 'n groot storie. En dit is natuurlik die lyk dit vir my die vrede in die Midde-Ooste tussen Hamas en Israel. En Donald Trump wat nou op aanspraak maak dat hy die krediet moet kry, en ek dink reg so dat hy waarskynlik 'n krediet daarvoor moet kry. Maar miskien net vinnig. Is dit so 'n belangrike ding wat daar gebeur het? Dit is in die stadium nog 'n skietstilstand, maar dit is die eerste van 20 stappe of 20 fases dan wat Trump as 'n vredesplan beskou, waarby dit moet uitkom. In die stadium dalk iets so 'n neutedop. Dit sal behels dat Israel hulle troepe tot op 'n sekere punt terugtrek, dat sekere van die Hamas-gevangenes vrygelaat word, dat al die Israeliese gijslaers vrygelaat word en ook dan die gijslaers wat tot sterwe gekom het tydens hulle aanhouding, dat ook daardie oorskot aan hulle beskikbaar gestel word. So dis definitief 'n stap vorentoe. Maar ek dink dit is 'n wonderlike ding. Ek meen dit was een van die grootste konflikte seker in baie jare. Ja, dis 'n konflik wat werklik nou baie bloedig geraak het sedert 2 jaar gelede. Onthou 2 jaar gelede, hierdie afgelope week was dit ook die herdenking van daardie Hamas aanval wat op Israel uitgevoer is, en van daar af het ons gesien dat dit dat Israel nie teruggehou het nie. Israel wat beloof het uit die staanspoor dat hulle Hamas van die aardbol sal vee, en dit het gelyk of hulle reg was om daardie belofte gestand te doen. Intussen het Donald Trump toe nou nie die Vredesprys gewen nie, Nobel Vredesprys gewen nie. En ek moet vir jou sê hy was nogal lyk dit vir my een van die kandidaate. Ek het vinnig gaan kyk na een van die redes waarom dit nou was. Daar's onder meer ook aangevoer dat die besluit is reeds geneem. Onthou hierdie komitee wat nou oor 'n geruime tyd vergader het. Hierdie besluit wat Suid-Afrikaanse tyd 11:00 Vrydagoggend geneem is of aangekondig is. En dit was minder as 24 uur nadat hierdie skietstilstand dan nou aangekondig is. So dit was 'n besluit wat reeds voor hierdie gebeure geneem is. Wie weet volgende jaar miskien. Maar natuurlik ons sit almal op hulle vasgenaal vir die nuus om te kyk wat besig om te gebeur met al die verwikkelinge wat ons polisie diens besig is om plaas te vind. Miskien net skets net so vinnig vir ons die raamwerk. Wat is besig om te gebeur? Dis 'n redelike intrige. Die afgelope 2 dae het ons gesien dat die nasionale kommissaris van die Masimola sy getuienis voor die ad hoc komitee in die parlement gelewer het oor hierdie. Daar's 2 ondersoeke. Dis die parlement en dan die Mdlanga kommissie. Dis belangrik om daardie onderskeid te tref. So ons verwys hier vir al die afgelope week na verskynings voor die ad hoc komitee in die parlement wat daarna ondersoek instel. Van die Masimola wat eintlik baie van die beweringe wat ook deur Ngango Konazi, hy is weer 'n volgende karakter in die verhaal, naamlik die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, baie daarvan onderstreep. Wat's die beweringe? Dit is een dat die polisieminister Senzo Mkhunu en dan die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, dat hulle aan ongeruimthede verbind word, die onregmatige afskaffing van die taakspan wat ondersoek instel na politieke moorde wat deel daarvan vorm. Shadrack Sibiya wat ook hierdie afgelope week 'n klopjag by sy huis gehad het, die polisie wat 'n klopjag daar uitgevoer het, net vir interessant, die klopjag is in Centurion
voorheen uitgevoer. Die registrasienommer van die voertuie wat daar was, is KwaZulu-Natal se registrasienommer. So daar's ook 'n bepaalde intrige wat daarso ontvou en Sabia wat in die stadium sê maar julle vat nou my rekenaars, julle vat my elektroniese toerusting. Ons werk hier met 'n audio alteram partem beginsel in Suid-Afrika. Met ander woorde, my kant moet ook nog gehoor word en ek het daardie inligting nodig om voor te berei. Maar dit is werklik ek wil dit amper vergelyk met wat hulle in Engels noem 'n spy versus spy situasie wat in die stadium binne die polisie afspeel. Die goeie nuus is ten minste er word ten minste iets aan gedoen, lyk dit. Daar word iets aan gedoen en Dawie ook dalk so bietjie met die tong in die kies, terwyl van hierdie hoëgeplaases van die polisie nou geskort is, sien ons daarom dat hoëvlak korrupsie bietjie afneem. Ja, dit is iets wat ek gehoor het besig is om plaas te vind. Maar dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het en dit is nog 'n gekompliseerde storie om dit alles te verstaan, maar die belangrikste is lyk my daar word om ten minste dit so bietjie geventilate, soos wat die Engelse sê. Ek hoop net daarna gaan iets regtig gebeur. Terug na Sake Fokus. Body 20 het al in 2014 in Suid-Afrika begin met die doel om fiksheid te revolusioneer deur EMS-tegnologie te gebruik. Dit het gewerk. Tans is daar 50 takke in Suid-Afrika en 'n groeiende netwerk internasionale takke in die VSA, VK, België, Nieu-Seeland, Namibië en Botswana. Die EMS wat Body 20 aanbied staan vir elektrospierstimulasie. Jy kry 'n spesiale uitrusting om te dra en die opleiding gebeur in kort 20 minute sessies. Met EMS is dit al wat nodig is, want dit sorg dat 'n hoë persentasie spiervesels doeltreffend geaktiveer word. Ondersteunende dienste sluit in-body liggaamsamestellings, fit-track vordering en persoonlike maaltyd en leefstylplanne via WhatsApp. Dis holistiese afrigting wat fokus op gesondheid, fiksheid en geesteswelstand. Body 20, tegnologiegedrewe, tyddoeltreffende EMS-opleiding met omvattende ondersteuning vir nuwe konsessiehouers. Almal begin hulle somerlywe soek, so hierdie is die regte mense om vanoggend mee te gesels. Lindy laat te gaan van Body 20, die operasionele bestuurder, en Susan de Jong, sy is die eienaar en die franchisee van die jaar. Baie geluk Body 20 in Rockwell Square. Baie welkom julle, dankie dat julle kom kuier het. Baie dankie. Lindy, ek begin by jou. Wat maak Body 20 so 'n uitsonderlike franchise geleentheid? Ek dink die ding wat ons uniek maak aan die einde van die dag is dat ons regtig in terme van franchising wat gevestig is in Suid-Afrika en dink mens koffiewinkels en daai tipe goeders, maar ons is regtig 'n leefstyl opportunity waar elke dag wat ons kliënte inkom of hulle nou wil gewig verloor of bietjie fikser word of 'n beter atleet, ons kan hulle regtig help daarmee en ek dink ons is regtig bevoorreg om in daai posisie te wees aan die einde van die dag en dit maak ons baie uniek. Ja, Susan het nou die woord leefstyl genoem. So om 'n franchise te besit gaan sekerlik nie net daaroor om 'n besigheid te bestuur nie, maar jy moet ook jou kliënt se leefstyl saam met hulle beplan. Nou, hoe verander dit die manier waarop 'n mens daagliks leef en werk as 'n mens jou kliënt is? Jong, as jy nou een van my kliënte is, ons is eintlik so familie-oriënteerd in ons besigheid. So as hulle daar inkom, dan doen ons 'n paar goedjies met hulle en ons probeer vir hulle gesonde leefstyl verwys na gesonde leefstyl en hulle probeer leer om 'n meer gesonde leefstyl te leef. So die kosse wat hulle eet, hulle kry 'n eetplan, ons doen in-body scans met hulle. So dis 'n baie holistiese approach wat ons volg met hulle. So daar word basies van A tot Z in terme van leefstyl na hulle gekyk, nie net fiksheidsgeoriënteerd nie, maar ook die hele leefstyl wat moet verander. En seker ook 'n bietjie kopwerk, nê? Ja, omdat ons so 'n redelike klein gemeenskapie is in 'n Body 20 studio. Ek het byvoorbeeld 'n standard studio wat tot en met 200 members kan vat. So dis hoekom ek weer eens sê is baie familie-oriënteerd en dis baie naby aan die kliënt. Ja. So en hulle vertel gewoonlik hulle stories vir jou, ja. Lindy en Susan, vir iemand wat nuut is of wat nou met franchising wil begin, watter soort ondersteuning en opleiding bied julle? Ja, so ek sal sê dis seker die eerste vraag wat mense vra wanneer hulle inkom en hoe gaan hulle dit doen? En ek dink dis ook mense maar franchising kies. Ons sê franchising is regtig meer van 'n support, education en systems besigheid aan die einde van die dag. En ons het nou oor die laaste 12 jaar definitief die skool vir jou betaal. Ons het die lesse geleer en ons het al die sisteme in plek gesit soos om
eienaar se Susan te kan help sodat sy kan fokus op haar kliënte en nie so baie op die besigheid elke dag nie. Susan, net vir jou vinnig, watse tipe groei kan 'n mens verwag as jy in so 'n franchise betrokke raak? Jong, praat jy nou van groei van 'n besigheidsperspektief, Groei van 'n kliënteperspektief? besigheidsperspektief, ook net jouself dalk persoon as eienaar. Weet jy wat, ek kan vir jou sê ek het soos hulle in Engels sal sê in leaps and bounds gegroei. Baie dinge het verander. My leefstyl het verander, totaal en al van waar ek was tot waar ek nou is. So dit verander regtig jou menswees as jy in daai bedryf is, veral Body 20 met al die support wat jy kry. Dis regtig 'n groot geleentheid vir enige persoon wat belangstel om 'n franchise, spesifieke Body 20 franchise oop te maak. Baie dankie dat julle kom kuier het en dankie dat jy so inspirasie is en dankie vir die ondersteuning wat julle bied aan nuwe franchise eienaars. Ons kyk nou na Crisis on Call en daarna vertel Leon ons van sy volgende sakefokus. I can train for any occasion. I can overcome any obstacle. I can face any challenge. I can prepare for the worst. But I can't always be there for them. Crisis on Call, South Africa's own 911 rescue services. Ontbytsake projekbestuurder Estelle van Staden is reeds besig met 'n sakefokus in die mooi Bolandse omgewing van Stellenbosch, Franshoek, Parel en Wellington. So sy nooi alle besighede van daar uit om haar te kontak en deel te neem aan hierdie sakefokus. Dis 'n uitstekende geleentheid om vir die res van die land te wys wat jy doen. So roer julle litte en laat weet vir Estelle dat sy julle kan kom sien terwyl sy nou daar is. Ons kyk nou na Val de Vie Evergreen, juis in die Boland geleë, en daarna gaan Corlie voort met die koek. Val de Vie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoek-vallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf 5,4 miljoen rand. Sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf 2,1 miljoen rand. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Val de Vie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Val de Vie Estate. Besoek valdevieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Nou die sous is nou gereed en die volgende element wat jy nodig het is natuurlik geklopte room met 'n bietjie versuursuiker om dit net so effe soeter te maak. Nou ek gebruik die lang lewe room want dit hou net sy vorm beter. En ek het dit reeds gedoen. Wat ek wel bygesit het is 'n bietjie vol room cream cheese, roomkaas. Net om daai erge rykheid, kan ek sê, bietjie af te bring of daai romerigheid, maar dis hoekom jy die geeler kleur sal sien. Nou ek gaan nou begin om die koek so lank aan mekaar te sit sodat ek dit later dan net hoef te sny as ons besig is met opdiening. Nou dis regtig baie maklik en eenvoudig. Jy herhaal basies net die laag en jy kan selfs besluit hoe hoog of hoe indrukwekkend jy jou koek wil hê. En natuurlik vir die mooiste aanbieding is hierdie pragtige koekbord of stander altyd die moeite werd. My vriend Leon het hom vir my gegee. Nou kom ons doen gou-gou die laag. Nou 'n vraag wat ek baie kry is natuurlik dat hoe kry ek die koek so gelyk? Nou ek beloof ek bak hom so gelykie. Ons almal se koeke bak maar so 'n bietjie van 'n boepensie. Ek sny hom so. So heel eerste wat jy doen is jy het 'n koeklaag hier op die koekbord en hierso vat ek dan nou sulke groot lepels room wat jy bo-op sit. Dink, jong, en moenie skaam wees nie, hierdie is 'n morsige koek, want hy moet lekker wees en lekker eet. So, jy smeer dit dan nou net so plat. Ek dink hy kan eintlik nog 'n bietjie opkry. Smeer jy hom net so, gebruik sommer as jy nie
'n paletmes het nie, dan gebruik jy sommer net 'n lepel is ook reg. En dan al wat jy doen, sit jy nou van hierdie kersie kompot hier. En julle, as jy nou lekker te wil hê, kan jy iets soos 'n sjokolademousse. Vir 'n ekstra tikkie bederf kan jy 'n laag of 2 sjokolademousse inpas. Nou ek sal hom heel onder sit en dan die room of sommer al twee vir 'n luukse effek. Nou ek gaan nou net die laaste laag opsit en jy sal sien my bakpapier is nog nie op. En dan trek jy hom af en as ek terug is dan gaan hierdie koek klaar wees. Dan wag daar 'n sjokolade en 'n kersiefees vir almal. Nou hierdie bitterlekker voorskoot van my is nie net mooi nie, dit beskerm natuurlik ook my klere as ek in die kombuis is. Nou Charlene vertel vir julle nou hoe julle ook so eene kan kry. Nou ja, ek kan nog nie kos maak of bak soos Corrie nie, maar ek lyk daar maar halfpad soos hy. Ja, ons is almal amper tweelinge. As jy al vir maande een van hierdie bitterlekker voorskote wil begeer soos Corrie nou het, dan het ek baie goeie nuus vir jou vandag. Jy kan vandag vir jou een van hulle gaan kry in ons sakewinkel teen 'n afslagprys van slegs R799. Dit is presies dieselfde as hierdie een egte leer, so jy moet gou spring want slegs 20 voorskote is beskikbaar. So bederf jouself of jou geliefde met hierdie mooi duursame voorskoot deur Boot en Rally nou beskikbaar in ons sakewinkel op die webblad ontbytsake.co.za. En dan lyk ons almal halfpad soos hy. Leon gesels nou met Rian Kruiwagen wat vandag hier by ons kuier. Daar is 'n spreekwoord wat lui, tyd wag vir niemand nie. Maar hy wag wel vir Rian Kruiwagen. Charlene het jou nou gevra oor jou laaste nuusbulletin. Is daar iets wat jy van jou heel eerste nuusbulletin kan onthou? Ja, dit was op 26 November 1975, ten tye van die toetsuitsendings. Wow. En ek onthou die hooftrekke het gehandel oor die besoek van die destydse hoof van die weermag, ek dink dit was admiraal Bierman, aan die operasionele gebied, die opening van die Randse Paskou deur die destydse staatspresident Dr. Nick Diedriks, die verhoor van Breitenbach, en dan ook die feit dat die Suid-Afrikaanse dubbelspel tennisspelers, die was dit Fru McMillan en Bob Hewitt, gelas is om Mexico-stad te verlaat, omdat al het hulle visums gehad, die Meksikaanse regering toe nie genee was met die Suid-Afrikaanse regeringsbeleid van die dag nie. Dit onthou ek in breë trekke was in die nuus. Dit is uitstekend, omdat jy dit kan onthou. Toekom later, Asta se nuuskas, en ek wil baie graag net, want dit is natuurlik iets wat ons almal oorwonder. Hoe Asta se nuuskas gebeur? Wel, Louise Smit het die konsep gehad en sy het besluit om die programmetjies te maak en toe soek sy 'n stem. En toe gesels ek eendag oor 'n koppie koffie in die kantien met haar en Annie Basson. Ek vertel vir hulle 'n grap wat ek gehoor het en om trefkrag aan die slotreel van die grap te gee, moes ek toe 'n snaakse stemmetjie produseer. En toe ek dit doen, toe vlieg Louise op soos 'n besetene en sy skree, "Dis my haas, dis my haas." Toe sy blykbaar soveel mense al getoets wat net nie daardie stemmetjie kon produseer soos sy dit wou gehad het nie. En daar in 'n grap gee ek dit toe vir haar oor 'n koppie koffie. Ag, is dit nie fantasties nie, fout daarmee nie. Dis reg, ja. Rian, ek wil tog jy en Dawie gaan nou 'n bietjie meer oor Afrikaans praat en maar ek wil tog eerstens vir jou sê, ek dink jy is wel 'n inspirasie vir 'n klomp mense, insluitend in myself, oor die manier wat jy Afrikaans besig en ek het hoe jy in jou eie woorde dis daar so 'n bietjie van 'n traakmynie-agtige omgaan met Afrikaans baie keer vandag wat 'n mens hoor. En ek kon nog al die jare agterkom, dit is natuurlik vir jou baie belangrik. Waar kom daai vandaan? Dit kom maar uit die feit dat ek destyds by die Afrikaanse diens van die SAIK in die 60er jare
geleer is hoe om te praat voor 'n mikrofoon. En dit het naderhand so weet deel van 'n mens se bestaan geword dat jy naderhand nie net voor 'n mikrofoon so praat nie, maar jy leer om jou woorde deeglik uit te spreek, korrek uit te spreek. Jy probeer om die korrekte klemplasiings te handhaaf en die soort ding. So dit is maar 'n gewoonte wat inslag gevind het. Lieflik, is my heerlik om met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Davie Rood en ek wil ook net vir julle sê Rian Kruywagen gaan slaap nie. Hy wag. Nou, na afloop van die bitter lekker Centurion Gemeenskap fees is die Hoërskool Elderein aangewys as die wenner van ontbytsake se geesbeker. Baie geluk aan julle, Mia. Jonita, is dit regtig so as hulle gee so goed? Ja, verseker, Davie. Ons is nie die eerste keer wat ons bekroon is vir ons gees nie. In 2024 het ons ook die Interhoor Geesbeker gewen en ons was ook in 2024 aangewys as die skool met die grootste gees deur 'n plaaslike radiostasie. Nou, wat doen julle? Wat doen julle om hierdie groot gees te handhaaf, Daniel? Ja, so daar's baie tradisies wat ons in stand hou by Hoërskool Elderein en baie lekker aktiwiteite soos as ek net 'n paar kan noem, ons het Drakkiades, Braaidag, Interhuis en dan Paaidag, Eldo Einstein en nog 'n paar. En wat ook bydra tot die gees van die skool en veral die onderwyserspan wat agter hierdie gees sit, maak altyd seker dat dit lekker is vir die kinders van Hoërskool Elderein. Wel, een ding kan ek vir julle vertel, hier's baie gees hier by ontbytsake ateljee ook. Dankie dat julle vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Baie geluk daarmee. Charlene is volgende met vroue sake. Vroue Sake word met trots aangebied deur die Be Loved Foundation. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil. Labberey Ailu is hoofbiokineticus en sy is die eienaar van Labberey Jansen van Vuren Biokineticist. Ek hoop ek het dit nou reg gesê. En sy was ook in die Oktober uitgawe van Rooi Rose. Pragtig gelyk, is wonderlik om jou hier te hê in die ateljee. Dankie, is lekker om hier te wees. Labberey, jy het nou jou eie biokineticus praktyk in Ferry Glen. Hoe het jy op hierdie beroep besluit? Dit is 'n baie lang storie, maar om dit kort te sê, ek was altyd aktief. Ek was 'n danser gewees. Ek het dans gaan studeer by TUT en ek het nog altyd baie belang gestel in medies en biokinetika het oor my pad gekom en hierdie twee kombineer oefening, aktiewe lewe en dan die geneeskunde. So ek het gaan toe studeer by Universiteit van Pretoria en my internskap gedoen en die praktyk gestig. Ja, maar jy het 'n baie spesifieke fokus in jou praktyk. Dit is ook hoekom jy in die Rooi Rose verskyn het in die Oktober uitgawe, want jy het absolute passie daarvoor om spesifiek mense met skoliose te help. Net kortliks verduidelik vir ons wat behels hierdie toestand. So skoliose is maar 'n abnormale kurwe van die ruggraat. Daar's baie goed daar buite wat mense nie van dit weet nie. So dis hoekom ons ook graag dit daar buite wil sit en sê wat dit is en hoe mense dit kan behandel, want mense dink as jy dit het, kan jy niks doen nie. Ja. Maar jy fokus ook spesifiek op kinders en is dit waar ek hoor so 'n storie dat as kinders swaar rugsakke dra, dan veroorsaak dit skoliose? Ja, nee, glad nie. Dis 'n groot mite, dit is nie waar nie. Skoliose is die een wat algemeen is idiopathic scoliosis en dit is oorerflik. Dit kom ook meer voor in meisies as in seuns, maar dit word nie deur 'n swaar skooltas veroorsaak nie. Nou belangrik, hoe kan julle kinders help? Want ons het nou gesê dit is nie 'n doodsvonnis nie, daar is behandeling. Ja. So as 'n biokineticus gebruik ons konservatiewe behandeling en dit is natuurlik die kliniese oefenterapie, maar vir kinders is die screening baie belangrik. So dit sluit screening toetse in wat ons graag voor puberteit of daai growth spurt wil inkry. Want dit is wanneer die kurwe vergroot of baie erger word. So ons bied daai screening toetse aan vir kinders. Ja. Nou
is daar sekere tekens, net so een of twee, as 'n mens dalk vermoed dat hier is 'n probleem en hulle moet dalk uitreik na iemand soos jy? Ja, so enige ouer of familielid wat dalk dink die kind het skoliose, partykeer het hulle so, ons noem dit maar 'n hobbel aan die een kant van die rug, of hulle sit baie keer snaaks, of hulle kan rugpyn hê. So daar is 'n paar tekens wat hulle voor kan kyk. En as iemand nou onseker is of 'n biokineticus die antwoord is en of mense dalk nou sommer onmiddellik na 'n ortopediese chirurg toe moet gaan nie, wat sê jy vir hulle sê? Ja, kyk, daar's 'n paar maniere, maar die screening is 'n vinnige toets. Dit is baie vinnig en dan van daar af kan ons besluit moet ons jou ortoped refer of moet ons 'n X-ray gaan kry. So ek sou sê kom na ons toe, kontak ons eers, dit is baie makliker en vinniger en nie so duur nie. En dis 'n wonderlike passie wat jy het. Mense kan dit regtig sien, dit straal uit jou uit en dit is heerlik dat jy dit uitleef. Baie dankie dat jy kom kuier. Baie dankie. Ons kyk nou na wat in die maand se rooi rose, waarin Labray ook was, soos ek gesê het, is en dan is dit kubersake. In jou rooi rose, Jani Swigelaar en Zantel Meyer gesels oor hul fliek wat die land aan die gons het. Ons loer in by Annie Malan en Pieter Koen. Ons ma en dogter kompetisiewenners smeel voor Willem Botha se kameralens. Hoekom word tuiskole al hoe gewilder? En ons wys jou wat jy als met varkvleis kan optower. Die Oktober-uitgawe is nou by die meeste winkels vir slegs R69.90 beskikbaar. Kry jou rooi rose, sit agteroor en geniet die uitgawe. Tyd vir kubersake. Verlede week het ons lekker wyn geproe saam met die bekende wynmaker Beyers Streeter. Nou Annetjie Creer Holden het vir hom geskryf: "Beyers, jou wynproe het my op 'n droomwêreld gevoer. Ek proe daai Kriekbult Pinotage." Ja, en hy het blykbaar vir ons almal 'n bottel wyn gelos. Ek was myne, David. Spyt ek het dit gemis. Mense kuier altyd lekker saam met Beyers. Ek sal maar by een by oom kom haal. Dis Nes Mariana Stander op ons Facebook bladsy. Heerlik om na Beyers te luister. Daar vang jy my uitlik. Nou ons het verlede week ook 'n lekker verrassing gekry toe Annetjie ons vanmiddag kom. Hallo sê het. Baie dankie aan Isabel Nel vir haar mooi wense. Sy skryf: "Ons pragtige Annika, spoedige herstel. Jy's 'n voorbeeld vir so baie en diep in almal se harte geklim." Ja, ek is baie spyt ek het dit gemis, maar is lekker om Annika se boodskap op ons blad te lees. Sy skryf: "Ag, dit was so lekker om julle te sien en terug in die ateljee te wees, al was dit nou agter die skerms. Dankie vir die baie warm verwelkoming en oorvloedige liefde." Hierna lees hy sake met Dr. Judy en Charlene gesels met haar. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Sy is die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium en altyd hier met goeie raad, Dr. Judy Pretorius, baie welkom weer. Dr. Judy, die verskil tussen 'n serum en 'n bevochtiger, jy weet ek is 'n 3-stap mens, meer as dit kan my kop nie eintlik vat nie. Hoekom het 'n mens al twee nodig? Wel, jy weet, toe ons kinders was, het ons bietjie groot geword met 'n reinigertjie. Ja. En vergeef my, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, toner en dan 'n bevochtigertjie. Nou, dinge het 'n bietjie verander. Dis nou ook my opinie, maar my opinie is die beste natuurlik. Natuurlik. So, dit het verander want nou is jou vel pH 5 tot 5.5 en as jy jou produkte pH 5 tot 5.5 kan maak, het jy nie eintlik daai tonertjie nodig nie. So wat ons dan doen is ons sê goed, jy het 'n reinigertjie, jy het 'n serumpie en dan 'n bevochtigertjie. Nou die verskil is tussen 'n serum en 'n bevochtiger is natuurlik 'n serum kan jy nogal die konsentrasie van aktiewe bestanddele lekker hoog maak. Vitamiene C's, hyaluronsure, Vitamiene E, retinol en al daai klas van bestanddele. Waar 'n bevochtiger is twee fases, 'n oliefase en natuurlik 'n waterfase wat saam gemeng is met mekaar en dit help om vog in die vel in te sluit. So ons hou van applikasie in laagies, so serumpies altyd eerste en dan 'n bevochtigertjie bo-op dit sodat daai serumpie dieper in die vel kan druk. En dan is daar natuurlik tekstuurverskille en ek wil graag gou vir die kykers wys. 'n Tekstuurverskil byvoorbeeld met 'n reinigertjie, kom ek demonstreer op my hand, is byvoorbeeld 'n gel
gebaseerde tekstuur wat jy op jou vel kan Hom kry. ken ek, Jy ken hom, ja. 'n reinigertjie of 'n eenfase serum, soos hier het ons 'n Vitamiene C serum wat 'n oliefase is, maar jy kry 'n watergebaseerde serum ook en ek hou daarvan om so 'n serum deur die dag op te sit, argumentsonthaalwe. Ons praat van 'n droë olie, so dit trek redelik vinnig in. Nou, net gou vir jou onderbreek. So daai serum, ek sien jy sit dit nou op jou hand, seker net om te demonstreer, maar kan 'n mens dit net op jou gesig sit of ook sommer hier op die nekarea? Ek sê vir mense, kyk wat se klere jy dra. Jy hou daarvan om dalk 'n knoopie of twee los te maak of jy het 'n V-nekkie, 'n T-hempies en so wat jy aantrek. So oralste waar oop is. Waar die vel oop is, moet jy vog aansit. 'n roompies aansit. Ek het jou nou onderbreek, so die serum en dan wat's volgende? En dan kyk nou, dan bo-op die serum sal ek nou my bevochtigertjie sit. En dan, so mense moet nie bang wees vir hierdie laagies nie, want nou gaan hierdie bevochtiger eintlik seker maak dat hierdie serumpie baie dieper in die vel penetreer en ook seker maak dat dit nie terug in die atmosfeer in verdamp nie. Moet 'n mens dit elke dag doen, daardie 4 stappe meer as 3 en die serum elke dag doen? Elke dag en nie net elke dag nie, 2 keer 'n dag. So ek Nee. het daarvan om vir mense te sê en ek hou meer van die Engelse Stop Skin Abuse campaign. Dit wil ek loods want ek wil vir mense wys, hoorie, kyk mooi na jou vel het vog nodig, jou vel het nutriënte nodig in die oggend sowel as in die aande. En jy kan bietjie rondspeel afhangende van jou begroting. 'n Goeie serumpie soos 'n Vitamiene C serumpie in die oggende en dan 'n serumpie, 'n watergebaseerde serumpie soos 'n retinol serumpie of 'n hyaluronsuur serumpie in die aande. Dat ek net geweer die volgorde reg kry. So, die reiniger, stap 1 sal die reinigertjie wees. Ja. Stap 2 gaan dan 'n serumpie wees. Goed. En dan 'n bevochtigertjie. Ja. En jou bevochtigertjie in die dag kan ook natuurlik 'n sonblokkie wees, want 'n sonblokkie het ook ander bestanddele in wat goed is. So dit kan in die oggende kan dit 'n bevochtigertjie wees met 'n sonblok en in die aande kan dit 'n bevochtigertjie wees wat ryk is in peptiede en seramiede en selfs groeifaktore. En die laaste een? En die laaste een, skus, is 'n ander serumpie in die aande, so ons kan hierdie serumpie vervang met 'n ander serumpie. En 'n serumpie spreek gewoonlik 'n spesifieke kondisie aan. Byvoorbeeld pigmentasie, dan gaan dit 'n pigmentserum wees, akne, 'n anti-akne serumpie of 'n sensitiewe vel, 'n herstelserumpie en jy's heeltemal te slim. Jy moet maar net weer en weer en weer kom kuier. Baie dankie vir vanoggend se raad en inligting Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium. Hierna is Dawie aan die beurt met nuus oor 'n kompetisie op sosiale media. Die week in Ontbytsake se sakewinkel. Koop vir jou presies dieselfde toffiekleur bitter lekker voorskoot soos Corlena kombuis dra teen slegs R799 een. Gou spring, slegs 20 is beskikbaar. Ons is sommer 'n groot kompetisie waarvoor jy kan inskryf op ons webblad. Die Afrikaanse Protestantse Akademie gee 'n beurserwaarde van R50.000 weg wat gebruik kan word om vir 'n onderwyser te gaan studeer. So as jy 'n droom daarvan is om 'n onderwyser te word, gaan skryf sommer nou in op ons webblad. Besoek ontbytsake.co.za en klik op die wen sake en vul jou besonderhede in. Dit is die geleentheid van 'n leeftyd, sê ek vir julle. Nou weer tyd vir Sakefokus. Temba College en Reise is in 1987 gestig vanweë Andries RW se liefde vir Afrika en sy passie vir opvoeding. Vandag verskaf die onderneming 'n aanlyn besprekingsdiens vir hotelle, lodges en kampplekke in Botswana, Namibië en Zimbabwe. Die kliënt bly hulle eerste prioriteit, so telefoonnommers word nie weggesteek nie. Hulle verwelkom dit as kliënte hulle skakel. Hulle wil graag betrokke wees by die beplanning van jou hele vakansie of safari. Andries leef sy passie vir jong mense uit met die jaarlikse Jip-toer na Europa, waar hulle tieners toerus om die uitdagings van die lewe te bowe te kom deur sekere doelwitte uit te leef. Die Jip-toer is oneindig meer as net 'n groep tieners wat agter toerleiers aanstap. Die doelwit is om 'n voorsprong te behaal wat baie moeilik weer ingehaal kan word. Daarom word sekere goed beplande doelwitte duidelik gestel wat moet bereik word. Die Jip-toer gee tieners ook ongelooflik baie vrye tyd.
waarin hulle hulself en die wêreld beter kan leer ken en dit werklik kan ervaar. Wat die heuptoer so spesiaal maak, is dat mens plekke sien en dinge beleef wat mens nie op 'n normale toer sal doen nie. En dit nog met al jou vriende ook. Ek het selfs geleer hoe om my eie wasgoed te was. Die Kalahari Vasbyt, elke Desember en weer in Januarie, is miskien Andries se grootste liefde. Dit is 'n uitstekende leierskapkursus waar jong mense dissiplines soos hoflike optrede leer en deur middel van buitengewone fisiese aktiwiteite fiks word terwyl hulle die natuur leer ken en ervaar. Hulle leer om goed te bestuur en die bes moontlike burgers in hul gemeenskappe te word. Die Kalahari Vasbyt was ongelooflik uitdagend, geestelik en fisies. Op die Vasbyt het ek my breekpunte en my limite uitgevind. Ek het 'n beter verhouding met die Here gebou en 'n broederskap gebou, lewenslesse geleer wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Besoek temba.co.za sommer nou. Christo Strydom, eienaar en stigter van CSN, bring altyd vir ons interessante mense. Mia Meyer, die nuwe Jy Suid-Afrika 2025 kompetisie wenner, ook baie welkom in jou vanoggend. Dankie. Christo, ek hoor jy's vandag 'n trotse man. Wat is vir jou so verblydend aan die nuwe Jy Suid-Afrika kompetisie? Ag, jy weet, is eenvoudig, as jy nou 2000 inskrywings gehad het, dit is wat voel goed gehad het vir die en dan sy was nou een van die uitdinne. Hulle was 6 wat finaliste was. En in 4 maande het hulle 120 kg saam verloor. Nou wat nou interessant is dit wys net ek weet ek kan mense skat, maar ek moet vir jou sê dis 2 Mias wat daai 6 vrouens in 4 maande verloor het in vet. Dit sit dit nogal in perspektief. So dit is maar my ding en tot nou toe het sy nou vir my gesê sy het nou 38 kg in totaal tot nou weer verloor. En jy moet onthou dis 78 ponde boter. Dis baie. Ja. Mia, dit is inderdaad so. So hierdie om vir jou om hierdie reis aan te pak, jy's nou gekroon as die wenner van die nuwe Jy Suid-Afrika 2025 kompetisie. Waarom het jy besluit om dit te doen eerstens en wat het dit vir jou menswees gedoen? Weet jy, ek het gesukkel met my gesondheid en ek het gemoeg geraak vir nie mooi aantrek nie. Ek kon nooit mooi aantrek nie. Mense het vir my altyd gesê jy lyk mooi, maar ek het nooit mooi gevoel nie. En tydens my jongste seun se troue, het ek omtrent 7 keer in trane uitgebars en vir my man gesê ek gaan nie na die troue toe gaan nie. En hy sê jy kan nie dit doen nie, is jou kind se troue. En ek het ongemaklik gevoel en ek was oorgewig en ek het net vir myself gesê ek wil nooit weer so voel nie. So die reis ek het besluit om by die nuwe Jy aan te sluit en die reis het vir my 'n lewensverandering gegee. Hou sommer net vir ons daai sertifikaat op want dis tog iets om baie op trots te wees. So weer eens baie geluk. Ek wil by jou hoor wat is CSN se rol of watter rol het CSN in hierdie merkwaardige reis van jou gespeel? CSN was ons borger tydens die 2025 nuwe Jy kompetisie en as gevolg van hulle produkte het ek nou die gewigsverlies bereik wat ek wou bereik het. My lewe het verander, ook wat ek vroeër gesê het, maar my gesondheid ook. Ek het gesukkel met 'n fatty liver, IBS, gal en ook asma. En vandat ek met hierdie program begin het, kan ek sê daai is iets van die verlede. So ek voel merkwaardig goed en ek glo hulle produkte werk en ek beveel dit aan vir almal. En daar sit nou duisende vrouens na jou en luister nou. Wat se raad of het jy vir vrouens wat dalk daaraan dink om in 2026 se nuwe Jy transformasieprogram deel te neem? Moenie langer wag nie, moenie verskoning soek nie. Doen dit nou, jy sal nooit spyt wees nie. Skryf in vir die nuwe Jy 2026 kompetisie en dalk sit jy vandag hier waar ek sit. Absoluut. Christo, net kortliks, wat sou jy sê is CSN se sogenaamde claim to fame? Man, daai ou wondertjie wat daar voor jou staan. Jy kan tussen 5 en 10% van jou liggaamsmassa in 10 dae verloor. En ek dink ons moet hierdie jaar so 6000 inskrywings kry. In plaas van 2000, laat ons hulle 'n bietjie wys. Daar sê ek hou baie daarvan. Christo, is altyd lekker om jou te hê. Mia, weer is baie geluk en dankie dat jy dit vanoggend 'n draai kom maak het. Dankie. Ons loer nou in by 2 landboubesighede en dan gaan kyk ons na Corlie se koek. OVK is al vir 105 jaar 'n leidende werkgewer in die landbousektor en bied vele loopbaangeleenthede vir beginners of ervare kandidaate.
OVK is gediversifiseerd in handel, vesel, graan, mekanisasie, voertuie, finansiering en selfs versekering. Ondersteuningsdienste sluit regsdienste, bemarking en menslike hulpbronne in. Gegradueerde programme van 24 maande en leerlingskappe van 12 maande is beskikbaar. Kontak Genie S by ovk.co.za vir meer inligting. Welkom by BioCo Crops, waar ons met die hulp van die natuur jou gewasse ondersteun. Ons spesialiseer in gevorderde biostimulantprodukte wat help om gewasgroei te verbeter. Ons teiken toleransie tot abiotiese stres vir gewasse tot verbetering in nutriëntverbruik. Ons oplossings is vriendelik tot die omgewing en geanker in die wetenskap. Kontak ons vandag nog vir 'n volhoubare oplossing. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Stade nooi besighede in die Bolandse dorpe Stellenbosch, Franshoek, Parel en Wellington uit om deel te neem aan 'n volgende sakefokus. Dit word op Vrydag 6 Desember uitgesaai. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only R160 every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Julle Charlene is baie bekommerd oor hoe gaan ek hierdie koeke sny, toe maar ek self ook. Nou dis altyd 'n goeie idee om die koek wel 'n rukkie terug in die yskas te sit, want dit moet effens koud en geset wees wanneer jy dit nou probeer sny. Nou dan bly die laag mooi netjies en die room hou ook dan sy vorm beter. Jy kan sien hier aan die kante die room al begin afgly. Nou jy gaan waarskynlik nie die koekstukke perfek regop kan laat staan nie, maar onthou vandag gaan absoluut oor die smaak, nie oor die presiese opdiening nie. En glo my, die smaak maak alles op. Nou ek kry dikwels die vraag, hoe sny mens so 'n koek? Nou daar's geen regte of verkeerde manier nie. Daarom jy moet jou eie manier vind. Nou een manier om hom te sny is om hom soos 'n brood te sny en dan weer dwarsdeur vir langer snye in mooi porsies. Nou ek weet nie watter manier of ek hom op die klassieke ou manier moet sny nie, maar ek wou hom op die ou klassieke manier in stukke sny, maar ek dink ek moet vir julle die manier wys wat mense altyd vra, hoe sny jy so hoë koek? So dis nie baie mooi hoe om dit te sny nie. En onthou, my koek het ek nou glad nie in die yskas gesit nie. So julle, ek laat my hier, almal staan hier vir my en loer. Ek laat my nou hier op set vir 'n groot traumatiese ervaring dalk. Maar kyk, hy kan werk. So al wat jy nou doen, jy druk jou mes daar onder jou, altyd 'n bord daar, en dan sny hy hom redelik mooi. So ek gaan dit nou, ek wil eintlik net vir julle wys hoe mooi lyk die koek binne. Kom ek sê gou-gou, kan ek hom draai so, ek weet nou nie op watter kamera nie, maar so. So kyk hoe mooi kan jy die laag sien en die kersies daar binne, so hy lyk nou heerlik. So al wat jy nou doen, is jy sny hom dan nou net so, en kyk nou daar. Dan jy 'n ordentlike laag. So al wat ons gaan doen, ek het net hier 'n bietjie kakao opgesit, vars kersies, en dan kan ons hom nou net oogits so in die bord sit. Nou ek kan nie wag dat almal om die tafel hier kom sit en spil aan hierdie heerlike koek nie, en ek gaan af kamera af nou hierdie res van hom sny. Gaan probeer gerus my resep wat op die webblad te kry is en geniet julle naweek. Onthou, sjokolade en kersies maak enige dag beter. Nou onthou, ons 25 jaar glanstydskrif is ook op die web. Julle kan dit heeltemal gratis gaan aflaai of 'n harde kopie bestel. Nou Dawie gesels nou met Rian. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Waar woorde soos ikonies, deurwinterd, gesout,
veteraan en ek kan nog 'n klomp ander woorde dink. Is seker woorde wat mense kan gebruik om vir Rian Kruiwagen te beskryf en ek kan vir julle sê ek is 'n senuweewrak. Want ek praat nie soos iemand wat nou werklik weet wat hy doen, Rian. Dis nou my beurt om met jou te gesels. Nou maar laat ons hoor. Maar ek wil heel eers vir jou vra. Dit is 'n vraag ek vra dit namens 'n vriendin. Dis nie die vriendin se naam is Charlene. Sy het vir my gevra ek moet vir jou vra. Wie dink jy is die beste bytsake aanbieder? Het jy vir my 'n paar vierhoekies en trek ons broodjies? Charlene, sê nee. Dis net tong in die kies. Maar wat ek jou wel wil vra. Ek weet nou hoe werk ontbytsake. Ek weet nie want ek is baie keer laat en ek is nie goed voorberei nie. Gewoonlik nie goed voorberei nie en so aan, maar dit is 'n redelike hals oor kop storie en dan val ons nou almal in voor die kameras en dan begin ons nou met ontbytsake wat nou hier in die gang is. Vir my lyk dit of dit baie goed werk. Ja, dit werk. Dit is wel half 'n ongeorganiseerde chaos wat op 'n manier alles in plek val. Maar ek wil weet hoe julle dit gedoen het. Hoe het julle 'n program aangebied? Was die mense meer professioneel? Het julle teks voor die tyd geleer? Nee. Hoe het julle dit gedoen? Daar in die begin daar. Ja. Nee, Dawie, kyk toe ons met televisie nuus begin het in Suid-Afrika, het ons net 4 basiese hulpmiddels tot ons beskikking gehad. Dit was handtikmasjiene, dit was landlyntelefone, telexmasjiene en dan natuurlik ook wat beeldmateriaal betref 16 mm filmkamera's. Dit was voor video, dit was voor die koms van faksmasjiene, dit was voor die koms van selfone of rekenaars en daarmee het ons elke dag 'n bulletin op die lug gehad. Ons het nog nie die outomatiese voorsêers gehad nie wat ons in die bedryf die auto-cue noem. Outomatiese voorsêer sê jy nogal. Is dit sy naam? Dis 'n outomatiese voorsêer. Is dit die ding? Ja, ek verneem so ja. Ek het daai woord nog nie gehoor nie, ja. In elk geval die ding het eers 'n paar jaar later gekom. En mense het gedink toe ons nou skielik van die skerm af lees dat die nuusaanbieders op geheueskolingskursusse was wat hulle sê die nuus uit hulle kop uit op. En dit was toen natuurlik nie so nie, maar ons het baie interessante ervarings gehad in daardie dae. Weet jy, daar was min mense wat televisiestelle gehad het in die toetsuitsendingstydperk. Ja. En een ou skryf eendag vir my uit Pretoria, hy sê hy het vir sy gesin 'n televisiestel gekoop dat hulle daarom na die toetsuitsendings kan kyk en sy ouers wat op 'n plaas woon, wou toe baie graag ook sien hoe werk hierdie ding televisie wat die ou mense beeldradio genoem. Ja. En hy bring hulle toe een naweek van die plaas af Pretoria toe en hy maak hulle sit daar reg voor die TV-skerm en hy skakel aan net op die oomblik toe ek op die kassie verskyn en ek sê goeienaand. Hy sê toe vlieg sy pa op en hy lig sy hoed en hy sê goeienaand meneer. Jy het televisie het 'n impak gehad. Jy het die wonderlikste veranderings gesien oor tyd. Ja. Jy weet die digitalisering van die uitsaaiwese is natuurlik 'n geweldige dramatiese en groot voorwaartse stap wat geneem is. Ek het natuurlik nou al tred verloor want ek is nie meer so aktief by die bedryf betrokke soos in daardie dae nie, in elk geval nie agter die skerms nie. Maar as jy sien hoe hulle deesdae op elke plek sommer skielik vinnig 'n nuusgebeurtenis op die lug kan plaas. Ek verstaan as hulle regtig wil kan hulle na my selfoon toe oorskakel met die nodige toerusting of toepassings en dan kan ek hierso 'n verslag doen oor 'n kamera wat hier in 1000 stukke uit mekaar geval het of iets van die aard. Dis ongelooflik hoe televisie met eens 'n onmiddeliker medium geword het as wat hy vroeër was. Vroeër was dit radio wat voor in die ry gestaan het. Maar nou televisie en natuurlik sosiale media, die mense se gewone selfoonkameras maak 'n baie groot verskil aan die onmiddellike beskikbaarheid van nuus en nuusgebeure. Maar is twee dinge wat ek sien wat verander het. Die tegnologie wat ons nou almal weet net so verskriklik verander oor tyd, maar die manier hoe die ding benader is. So 'n werklik waar ontbytsake is 'n vreeslike informele manier van benader. Julle was baie, kom mens amper sê pyn in die gat formeel. Ons was nogal formeel want ons het nie van beter geweet nie. Ja. Onthou ons was pioniers in daardie dae, absolute baanbrekers wat moes leer hoe televisie werk en ons moes onsself leer want ons het niemand as voorbeeld gehad nie. En dinge was baie formeel en tekste is tot op die lettertjie, jy weet, geskryf en dan gevolg op kamera.
En het jy dit geoefen oor die tyd? Wel, daar is repetisies gehou vir baie programme. Ja, die nuus natuurlik nie, kon 'n mens nou nie voor die tyd repeteer nie. Maar die meeste programme het ook repetisies gehad en mense moes nou maar net eenvoudig goed vertroud raak met die tekste wat hulle moes aanbied. En ons het ook natuurlik baie minder formeel geraak met verloop van jare. Miskien nou nie soseer wat die nuus betref nie, maar wat algemene programaanbieding betref. Wat noem jy nou weer die wat ons noem die autocue of die papegaai oog? Wat noem jy? Die voorseer. Die voorseer. Ja. Nou maar ek gaan nou probeer soos Rian praat. Jy moet my tog reg help. Jy moet my 'n bietjie help met 'n bietjie beter praat want ek kan nie behoorlik praat. Ek kry die hele tyd bekleierery hier, maar kom ek probeer. Ons maak gou 'n draai by Vliegborg en dan gesels ons verder. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek is wel swart met Rian. Hulle was jou nou eintlik gevang. Jy het hom lekker gelag vir my ou grappie wat ek so probeer praat het soos Rian. Ja, maar jy sê dit is omdat ek hoop dat ek nie so klink nie. Nee, jy klink nie so nie. Ek weet nie, dit was my verskriklike amateuragtige poging om jou na te maak. Iets wat ek wel met jou wil oorgesels. Soos by enige plek, is daar 'n reël. Jy kan nie sekere woorde sê nie. Ons probeer hier by ontbytsake druk ons mos 'n bietjie die woorde wat jy maar jy mag sekere woorde nie mag jy sê nie, mag jy sekere politiek is nogal 'n baie sensitiewe ding. Ja, jy moet nie karring oor politiek. Ja. Dis nog altyd te sê, maar wel vandag dink ek gaan dit makliker. Ons het meer vryheid vandag en ons kan meer wat nou in die verlede as lelike woorde beskou sou word, kan ons meer hierdie woorde. Die onderwerpe 'n soort van mens kan oor meer onderwerpe gesels wat in die verlede die geval was. As minder taboes. Ja. Daar is minder taboes sonder enige twyfel. En woorde, die woordeskat brei uit. kan mens dan maar sê. Maar ek wil vir jou vra oor politiek. Ek kan vir jou sê by ontbytsake het ons regtig baie vryheid. Ons het soort van ons weet waar die perke is. Ons kan en ons praat dis nou 'n ontbytprogram, maar ons praat oor goeie soos politiek ook en ons kom weg met dinge wat ek baie keer oorwon. Maar jy kon nie daarmee wegkom nie. Het jy oproepe gekry? Ek? Ja. Nee. Daar was wel bepaalde beperkings op wat 'n mens kon sê. En voordat jy aan 'n regstreekse uitsending deelgeneem het jy met die vervaardigers of die organiseerders van die program gepraat om te hoor wat mag jy sê? En dan het jy dit nou maar in jou eie woorde oorgedra. Maar onthou daar was bepaalde wetlike beperkings ook in 'n stadium waar noodmaatreëls gegeld het en sensuur gegeld het, jy weet, waar 'n mens byvoorbeeld versigtig moes wees om nie regeringsgeboue soos gevangenisse en bepaalde hofgeboue af te neem op kamera vir die nuus nie of vir watter program ook al nie. Daar was baie beperkings wat op die nuusredaksie geplaas is. Nou ek het gelukkig nooit 'n pos beklee in die nuusredaksie waar ek verantwoording moes doen nie. Ek het maar net die aanbieding gedoen. Maar as ek dink aan mense soos Sakkie Burger, Johan Pretorius en die ouens wat weet in die nuusbestuur was, wat seker maar hard op hulle tande moes kners partykeer om dinge uitgesaai te kry en om die skip veilig tussen die rotse deur te navigeer. Rian, ek wil net vir jou sê, jy sal altyd 'n ikoon bly. Jy sal altyd hierdie wonderlike plek. Ek doen maar net my werk, Dawie. En so dit is my so spesiaal om vanoggend saam met jou te kyk. En jammer die tyd is so kort, nie tyd gaan so vinnig verby. Ek gaan nou eers iets anders te doen. Ek gaan nou vir jou sê, dan gaan ons nou vir jou van daai lekker koekie wat Collie vir ons gemaak het. So dink intussen wie die beste aanbieder op ontbytsake is. Dan kan jy vir ons daar so sê. Ek sê jy kan sê wie die beste koeketer gaan wees. Marian, dis heerlik. Ek is seker jy weet wat om te koek te doen. Proe hier aan. Ja, nee, kyk. By ons het draai kom maak. Ja. En so met die Dawie. En so met die dit is 'n goeie verskoning vir 'n rooietjie. Ja, die kleur pas so mooi met Miller wat nou vir ons gesing het moedertaal ook sommer op ons moedertaal wat dan nou eeu 4 en ons stuur vir jou weg Rian met nie sommer net leehande nie, 'n lieflike bottel van hierdie Granger's Pinotage en 'n leersak van ons vriende by Boot and Rally, 'n ontbytsake koppietjie nogal. Jy kan dalk die wyntjie sommer in hom drink. En ons was so verwaand om vir jou 'n tydskrif te gee wat ons sommer self geteken het ook.
Ag, dis baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. baie dankie Leon, Davie en Charlene en Corlie. Hierdie koek is absoluut voortreffelik. Spesiaal vir jou. Voortreffelik vir jou. Volgende week julle is ons ateljeegas, die uitvoerende hoof van die Johannesburgse aandelebeurs, Dr. Leila Fourie. Dit gaan lekker wees. Ja. Ek het vir jou gevra, maar hy wil nie sê wie die beste aanbieder is nie. Ek het hom gevra wie die beste. Ek dink ek, want ek ek weet wie gaan die beste vir hom kan sing. Ek en Leon, want dit was daarom sy verjaarsdag. Veel geluk, liewe Rian, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip. En mag ons